Goeienaand almal, baie welkom hier. Ek voel soos kinders wat alleen by die huis is, as die pa en ma weg is, met Johan hulle wat nou weg is, voel ek of ons wil uitbreek en pizzas bestel of iets. Maar ons is hier om interessante goede te hoor en te leer en te ontwikkel. Welkom Gerard en Marinda, Barnard, ons is baie dankbaar dat julle hier kan wees. En ons sien uit om saam met julle 'n bietjie meer te leer van die Here en van die Heilige Gees spesifiek. Gerard gaan met ons praat vanaand oor hoe om die Heilige Gees te laat werk in jou sirkel. So, dan kan ons dit gaan toepas. So, baie welkom. Kom ons dit so, dan sluit ons in die oor. Hemelvader, dankie vir hierdie oomblik. Dankie dat ons almal hier veilig gekom het, Here. Dankie dat U ook teenwoordig is in ons lewens. Heilige Gees, ons nooi U nou uit om te kom deelneem en ons te kom vul opnuut. Wees in beheer van ons gedagtes, ons emosies, ons denke, ons alles en leer ons vanaand iets meer van U. Bid vir Gerard spesifiek, wat moet voorgaan, seën hom. Heilige Gees, wees met hom, geef hom die regte woorde en die regte gedagtes. Ons eer U vir die geleentheid, ons eer U vir die voorreg wat ons het om U te kan dien, sonder om mense te hê wat ons vervolg of ons jaag. Ons in vryheid dien ons U. In Jesus naam bid ons dit alleen. Amen. Gerard, dankie. Ek gaan oorgee aan jou. Ek het vir Gerard gesê ons het so 4 ure. Dit behoort net genoeg te wees. So. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. Baie dankie. Ons was nou 'n jaar of 2 of so hier. So dalk het van julle ons al ergens raak geloop, dalk het julle nie. Saartjie is my sussie en Mich my swaar. Ons was altyd swarrie en swarrie vir mekaar, nou is dit ou swaar en ou swaar, jy weet so. Nou, die jare is nou besig om te loop, maar baie lekker om by julle te wees. En so in die laaste 3 jaar het Johan Brits, het hulle 2, baie goeie vriende van my en Marinda geword. En ons het nou die voorreg gehad, om nou hulle slag, ons was nou hulle slag saam met die Drakensberge, en hulle het nou hulle slag vir ons kom kuier in die Kaap, en ek was nou 'n paar keer hier, en ek sê altyd vir Johan, jy moet net weet, wat julle in Nylstroom beleef, is 'n herlewing. Ek meen, dit wat in hierdie gemeente gebeur, met die hoeveelheid mense wat hier kom, ek meen, die 10 dae wat verby is, ek meen, dink wat weer hier gebeur, dis nie gewoon nie, jy moet nooit gewoond raak aan nie, want daar is niks gewoon aan nie. Dis nie natuurlik vir die platteland nie. Dis nie hoe elke AGS gemeente in die platteland in Suid-Afrika lyk nie. Die Here is hier en hy is in julle midde, solank ons dit weet. Maar voor ek verder praat, en ek gaan nie vanaand so baie praat nie, julle gaan met mekaar praat, ons gaan saam praat, want julle het 10 dae lank geluister, dit was lank genoeg, nou moet ons iets begin doen. So, nou Marinda sê sy het 'n woord vir julle, so. Julle, ons het Johan probeer regtig beïnvloed en sê, maar ons, dis nie die arme gemeente, julle 10 dae aan mekaar, en dis Pinkster en dis besig, en maar hy het net daarop aangedring, nee, ons moet hier wees, So, dit was iets wat vir my 'n legkaartstukkie is, wat weg is, wat ek nie verstaan nie, want dit voel my menslik, dit is nou nie die regte tyd nie, maar vanoggend sê die Here Jesus vir my, dit was ook nie die regte tyd, toe sy ma Maria vir hom kom sê, kom doen iets aan hierdie situasie nie, want sy woorde was, maar dit is nie die regte tyd nie, met die vermeerdering van die wyn, met die troue in Kanaan, en ek glo, die Here het 'n afspraak met elkeen van julle en van ons wat hier is. Want wat ek weet, wat Gerard ook nou vir julle gaan vertel, is, daar is iets wat jy as 'n mens, nie as 'n toeskouer moet hoor nie, maar jy gaan vir hierdie volgende paar dae hoor, van hoe om die Heilige Gees in jou lewe te beleef, sy werk. En dis 'n wonderlike sleutel. Dankie. Ja, so kom ons vra net vir die Here dat hy ons aanseën. Vader, dankie dat ons kan saam wees. Dis baie lekker, wonderlik.
So wonderlik, Heilige Gees, dat U ook hier by ons is. En ons verwelkom U in ons midde. U is die Gees van Jesus, U kom leer ons van Jesus, en U kom herinner ons aan wat Hy alles gesê het. En Here, U is die een wat vir ons bekragtig. En ons sê vir U dankie. En vanaand wil ons, as ons gesels oor Heilige Gees, om U toe te laat in ons sirkelbyeenkomste, dan vra ons maar net, Heilige Gees, kom doen U dit. Want ons is maar net mense, ons kan nie goeders maak gebeur wat uit ons eie nie, maar U is in ons, en U werk in ons en deur ons, en daarom weet ons, U is hier. So, ons sien uit na hierdie volgende paar dae, in Jesus se naam. Amen. Amen. So vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor, en saamgesels, oor die Heilige Gees in kringe, en dan môre aand het Johan gesê, ek met julle gesels oor, hoe praat 'n mens met iemand van 'n ander kultuur? So, hoe werk dit? As ons oor die Here praat, en anders as oor mense met 'n ander kultuur, hoe benader ons mense wat anders is as ons? Hy vra dit nou, omdat ek en Marinda, ons kom jare in sending. So ek was, die wat nie weet nie, ek was so vir die eerste helfte van my lewe tot 45, was ek 'n NG dominee. En ek was in, eerstens die Mostaat, waar ek in die vloot duikbootkapelaan was. Ek was die eerste duikbootkapelaan in Suid-Afrika in die oorlog. En daarna was ek by Myndorp, daar naby Vogwel in Western Area, vir 'n klomp paar jaar daar, en toe is ek Ermelo toe. En in Ermelo het ons 'n herlewing beleef. Die Heilige Gees het ons oorval. Ons het nie hierdie goed geweet nie, ons het niks hiervan verstaan nie, maar die Here het net wonderbaarlik met ons begin werk. Maar terug by Johan se versoek, ons is toe Kaap toe, en daar is ons uit die NG Kerk, ons is in 'n vernuwingsgemeente, wat ook 'n hart het vir sending, en wat baie betrokke is by die Hatfield Kerke, die van julle wat hulle ken, en toe het ek deel geword van 'n sendingorganisasie, en vir jare is ons nou al op die leierskap van hierdie sendingorganisasie, en op ons leierspan is daar 'n ou van Uganda, en daar's 'n Duitser, en daar's 'n Taiwanese, en daar's 'n Chinese, en daar is, wat's daar nog? Daar's 'n Hollander, daar's 'n Amerikaner, en daar's boere. En kan ek nou vir julle sê, nee, ons mag miskien partymal na mekaar lyk, en partymal glad nie na mekaar lyk nie, maar dit is 'n hengse ding, om met mense van 'n ander kultuur te praat. Jy moet verstaan, dat ons is nie dieselfde nie. Ons dink nie dieselfde nie, ons hanteer. So, môre aand gaan ons 'n bietjie daaroor praat. So, hoe reik ons na mekaar uit in verskillende kulture? En dan Saterdagoggend gaan ons met mekaar praat, is hoe reik 'n mens uit na, hoe deel jy jou geloof met mense wat nie vir Jesus ken nie? Want baie maal in die kerk, dan is dit 'n wonderlike preek aan die einde, dan sê hulle, gaan maak disippels. Maar hoe die aarde doen 'n mens dit? Ek weet, hoe deel jy nou jou geloof? Toe ek maar net klaar gemaak het met die kerk, so 3 jaar terug, die gemeente wat ons gelei het vir 20 jaar, toe begin ons nou werk met stikkende mense in die stad, met bende lede, en met bende leiers, met ouens uit tronke, met prostituie, met mense van dit het my gevoel op my vingerstompies is, want ek weet hoe met gelowiges te werk, maar met hierdie mense, nie idee nie. En in die proses moes ons baie leer, is hoe om jou geloof op 'n manier te deel, dat dit 'n mens nie sommer net afskrik nie. Want as jy met al jou kerktaal, met jou kerkgewoontetjies na mense daar buite kom, wat nie hierdie wêreld verstaan nie, dan kan jy hulle verskriklik afskrik, in plaas van om nader te trek. So ons gaan Saterdag 'n baie praktiese opleiding hê daaroor. So Saterdagoggend so vir 3 ure, oor om dit te doen. Die 2 ander aande gaan nie 3 ure wees nie, ek beloof julle, binne 'n uur kan julle gaan slaap. Hy het gejok. Net so klein ietsie oor kringe, en hoe ons nou by die klein groep ding, en rondom die Heilige Gees uitgekom het, toe ons nou, en ek en Marinda kom nou net van Ermelo af, die gemeente waar ons nou jare terug was, en die Heilige Gees ervaar het, en ons het daar 2 goed gedoen. Ons het 'n fees gevier, dit was Pinkster, ons het Pinkster beleef, maar beide het ons 30 jaar in sending gevier. Die gemeente was oor die laaste 30 jaar by 22 lande wêreldwyd in sending betrokke.
en het mense uitgestuur en spanne uitgestuur en so. Dit was 'n groot fees. Maar hierdie hele sending ding was 'n resultaat van die uitstorting van die Heilige Gees op ons. En dis eintlik wat ons ook gevier het. Ons het die herlewing gevier en almal wat in die 30 jaar daar gehelp het om die gemeente te lei was daar. En ek sal in my lewe nooit vergeet nie. Hierdie ding het nie groot begin nie. Dit het net begin by 'n vriend van my wat eendag vir my gesê het, Gerard, ek het 'n behoefte aan die Heilige Gees. In my lewe, ek is nie tevrede met wat ek het nie. Ons is besig om vleis te braai, toe sê ek, Pieter, ja, laat ons net die vleis klaar braai, dan bid ek vir jou. Nou kyk, ek was om sy dominee, en hy sê vir my, Gerard, jy kan nie vir my bid nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, jy het ook nie dit nie. Dit het my soos 'n glas koue water in die gesig getref. Ek is dan die dominee, jy weet, ek probeer om vir die Here alles reg doen. Pieter sê, ek sê, hoekom het ek nie die Heilige Gees nie? Hy sê, waar sien ons nou mense tot bekering kom mee in die kerk en so? Waar sien ons die krag van God? Waar sien ons die goed wat in die Bybel staan? Toe sê ons, okay, wag nou na die vrouens kom, toe sê ons vir die vrouens, ons gaan nou die ding, ons wil nou meer van die Here hê. Hoe gaan ons dit kry? En ons 4 besluit. Ons gaan begin, deur net eenvoudig as ons 4 by mekaar kuier. Ons het niks geweet van sirkels en selgroepe en al sulke goed, niks daarvan geweet. Ons het gesê, as ons by mekaar kom, gaan ons aan die einde van ons kuier, gaan ons 4 saam bid. Dit klink dalk vir julle nou so simpel dat dit so kan wees, maar ons was nou nie AGS of so nie. Ons was tradisioneel NG. Vir julle, dit was aanvanklik vir ons verskriklik swaar. So klaar is ons om Rinda of Marie sê, julle, ons het gesê ons gaan bid. Dit is okay. Dan bid het nou vir mekaar. En toe het dit nou van daar af het dit gegroei. En Rinda lees toe in die koerant van 'n ou met die naam van David Young Cho wat Johannesburg toe kom. En hy het die grootste kerk in die wêreld. Op daai stadium dink ek 600 of 500, 600,000 lidmate in een gemeente, kan jy glo. En ons gaan, Pieter en Marie en ek, en nog 'n paar mense, die een vrou van die AGS, Annemarie van Vuren, ek het haar vertrou. Sy was wild, soos julle, maar ek het haar vertrou, want ek is gebore in Ermelo, en my ma het altyd vir my gesê, sy was die laerskooljuffrou, Annemarie het jou gebabysit. Dan dink ek kan vir Annemarie vertrou, sy het my gebabysit. So Annemarie gaan nou saam, want sy moet nou vir ons vertel, wat is nou reg, wat is nou nie reg nie. So daar gekom, ons sit seker so 5000 mense in 'n verskriklike groot saal. En hulle begin musiek maak. Julle kan nie glo wat hulle doen nie. Hulle sit nie soos ordentlike mense en sing nie, hulle staan. Hulle staan nie net nie, die tannie voor my skop haar skoene uit. Hulle swaai met hulle hande en hulle dans. Ek tog, ag Here Jesus, waar bevind ek my nou? Dis heiligskenners hierdie, dit mag nie so wees nie. Pieter sê, ek sien nie hier voor kans nie, ek gaan uit. Dan wag hy buite tot Joe begin. As Joe begin praat, kom Pieter terug. Ons hang aan Joe se lippe. Joe het vir ons 2 goed gesê. Hy het gesê, sy gemeente is glad nie so groot soos almal dink nie. Hy sê, dit is eintlik 40,000 baie klein gemeentetjies, wat hulle in daai dae selgroeps genoem het. Hy sê, en soms op 'n Sondag kom hulle almal by mekaar. En dan sit eintlik maar net by mekaar kom. Hy het gesê, a celebration of cells. So hy sê, toe die krag lê in die klein groepie. Dit het by my vasgesteek. Die krag lê in die klein groepie. Ons kon dit nie in ons gemeente reg kry om wijksbyeenkomste te hou nie. Ek weet nie of julle daai dae van die wijksbyeenkomste ken. Onderling praat en Sondagmiddag en dan, maar later het ons sommer 'n hele paar wyke by mekaar laat kom, dan kom daar gaan so 4 mense op. En dan gebeur daar niks. Die ouens gesê gaan soek 'n antwoord. Toe ek terugkom by die gemeente, toe sê hulle, wat gaan ons nou doen? Toe sê ek, ons gaan nou klein groepe begin. Hulle sê, ons die wyke werk nie. Toe sê ek, ja, maar ons gaan die Here nou vertrou dat die werk. So in die bestek van 6 maande, toe groei die klein groepe van 1 tot 60 klein groepe. Die Here het net oorgeneem, dit is net wonderlik. As julle later vertel hoe dit gebeur het, as julle sou belangstel, julle kan altyd vra. Die ander ding wat Joe gesê het, sy het gesê, gebed. Hy het gesê, hy het vir 'n week lank op 'n berg gaan bid, 'n tentjie opgestaan en gaan bid vir die Heilige Gees om te kom. Hy sê, en hy het
sy hele kerk het bestaan uit hom, en sy vrou en sy skoonma. Nou daarvoor sal ek nie kan sien nie. Vir 'n kerk net met my vrou en my skoonma. Hulle was al twee wonderlike mense, maar dit moet 'n nagmerrie wees. Grappie. Maar Joe het gebid en na 'n week toe kom die Heilige Gees. Nou weet ons aan niks van nie. Ek het teruggekom in die dorp en ek het vir die mense gesê, daar is so 'n boekkamer agter die orgel. Die orgel het groot pype en daar was orgelkamertjie. En ek gaan nou nie vanaand die storie vertel nie, maar ek het vir die gemeente gesê, ek gaan vir 'n week in die orgelkamer op die Here wag. En in daai week het hy my totaal oorweldig. Het was asof ek in 'n intensiewe eenheid saam met God was. Hy het my eers van my sonde oortuig. Ek het net begin sonde bely vir dae aan mekaar. En daarna het hy my oortuig, het hy my geleer om met hom te praat. Ek het nie geweet hoe praat. Ek het in 1972 by Jesus leer ken. Ek was vir 7 jaar in die kweekskool. Ek het nagraads gestudeer, na die 7 jaar. Ek was 'n dominee, dis was my 3de gemeente. Ek het nie geweet hoe gepraat God met my nie. En ek besef, daar sit nou nog mense in die AGS en oral, en in al die kerke waar ek al was, wat nie weet hoe God praat met mense nie. En dit is so belangrik om te weet. Hy het net vir my die Bybel gegee, het was lank voor op Benny Mostert, en hy het vir ons geleer het om die woord te bid. En ek het net die woord een oggend gekry, bid die woord. Toe begin ek die woord bid. En toe ek nou, hoe doen mens dit? Ek weet hoe nie. Ek het my Bybeltjie oopgemaak na die orgelkamertjie en dan lees ek, die Here is my herder. Ja, Here, U is waarlik my herder. Dan dink ek daaroor, ja, moet nie oor die jare vir my en vir Marinda gesorg nie. Ons nou 'n seentjie gehad wat geaborteer moes word en die Here het sy lewe gered. Ja, Here, Jy was hom goed vir ons. Hy's regtig ons herder. So het ek begin om net met die Here te praat. En ek kon nie ophou praat nie. En ek kon nie ophou my sonde bely nie. Dit het vir maande aangehou. En die derde ding wat in daai week gebeur het. Die Here het vir my gesê, jy moet jou gedagtes vertrou. Skryf alles neer wat in jou kop kom. Toe begin ek goed neerskryf wat in my kop kom. Maar snaaks genoeg, het gaan nie oor my nie. Het gaan oor die mense in die kerk. Daai dag was voor selfone. Kom ek by die huis, sê ek vir Marinda, wat sê die mense in die kerk? Sy sê, wat het die gedagtes wat ek gekry? En sy bel hulle en sê hulle. Sê, ai, kan ek nou dit doen? Sy sê, ja, doen dit, dan bel ek die mense en sê, hoorie, ek het vandag 'n gedagte oor jou gekry. Ek wil nie sê, dis dalk die Here. Ek weet nie of dit is nie, maar ek dink kan dalk wees. Dan partymal begin hulle huil, partymal sê hulle vir my, Gerard, het oor jou geskinder. Dan sê, waar kom jy aan hierdie goed? Dis die waarheid. Toe besef ek, die Here is in ons midde. Die einde van daai week, toe moet ek iemand sien, want 'n babietjie moet gedoop word. Dan moes nou nog die babas gedoop. Doen dit nie meer nie. Maar in elk geval. En my sekretaresse sê vir my, jy moet ongelukkig vandag die mense sien, want hulle is, sy weet nie of hulle Christene is nie, sy jong ingenieur by die kragstasie. Ek sê, nee, laat ek hulle maar sien. En toe hulle in my studeerkamer inkom, begin die man huil. Ek sê, het ek iets verkeerd gesê, meneer, want ek is geneig, ek kan soms dit verkeerd sê. Hy sê, nee, jy het niks verkeerd gesê nie. Ek sê, hoekom huil jy? Hy sê, jy het ek in die knop van hierdie deurvat, toe weet ek, vandag verander my lewe. Wow. En sy vrou sê, toe ek uit die kar klim, en ek my voet op die gras neersit, toe weet ek, vandag verander my lewe. Pieter het gesê, dan gebeur nie sulke goed by ons nie. Nou, hoe gaan ek hulle nou help? Nou sit ek op so 'n klein stoeltjie, nou sê ek, hoe kan ek wil hom nou na Jesus toe lei. Hy sê, nee, wag net. Hy sê, dominee, kan ons maar op ons knie staan? Ek het die hele week in die bokamer op my knie gestaan, op my sonde bely. Ek sê, ja, maar kan ek? Hy sê, wag net. Hy sê vir sy vrou, ek gaan my sonde bely. Ek sê, wat? Die begin nie ou sy sonde bely, maar dis nie sommer sonde nie, dis van slaap by vrouens en die doen en daai doen. Ek tog, Gerard, jy gaan vir weke werk. Dit wat hierdie ou nou, die vrou huil en is chaos. En toe hy klaar sy sonde bely, toe begin sy vrou. En dit was toe half nie beter aan die ander kant nie. En hulle kyk vir mekaar en die trane loop en hulle sonde. Toe dink ek, ek moet hulle nou na Jesus toe lei. Toe sy amen sê, toe sê ek, hoorie, kan ek? Toe sê hy, wag net, dominee. En hy kyk na haar en hy sê vir haar, ons ken mekaar nou beter, maar Jesus ken ons deur en deur.
Ek gaan nou vir hom vra of ek sy kind kan wees, of ek aan hom kan behoort. Ek sê, kan ek julle help? Hy sê, en hy begin bid in sy gewone mensetaal, gee hy sy lewe oor aan Jesus. En toe hy klaar is, toe doen sy vrou dieselfde. Julle? Ek staan die ding so en kyk, en die ou staan op, en hy kom hug my. Ek in die NG Kerk, hug 'n mens so. Daai ou druk my, is die eerste ou wat my druk in my studeerkamer. En hy sê vir my, Dominee, nog nooit in my lewe het iemand vir my so baie gedoen as jy vandag. Nog nooit het iemand vir my so baie gedoen as jy vandag. Ek het niks gedoen nie. Ek het absoluut niks gedoen nie. Ek het net op hy stoeltjie gesit en op hulle gekyk. Nou besef ek, maar ek het baie gedoen. Ek het die hele week lank gebid. Ek het myself aan God oorgegee. Ek het die Here vertrou vir die verdere pad met hierdie gemeente. Julle, dis waar die Heilige Gees begin werk in 'n kring. Daar waar julle regtig begin bid, waar julle julleself voor God bring. Ek vra nou die dag vir 'n ou vriend van my, daar op Ermelo. Nou wat is, jy's nou klaar met die gemeente en so, wat is nou jou diepste fokus? Wat doen jy nou? Ek werk met die ouens in die tronke en die bendes, so wat doen jy? Hy sê, joh Gerard, my heel eerste projek is ek self. My heel eerste projek is ek self. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, my hele lewe lang met ander goed besig gewees, maar nou besef ek, as God my wil gebruik, en ek wil gebruik wees, dan moet my verhouding met die Here so wees. En ek wil vir julle sê, daar begin dit in julle kringe. Op jou knieë voor die byeenkoms. Daar waar jy jou saak, waar jy jouself voor God stel, waar daar dinge is wat nie reg is nie, waar jy dit bely, waar jy vir die ander ou in jou kring begin bid, en vir die mense daar buite begin bid, dan verander God sake. En dan begin hy jou gebruik, verrassend, hoe hy jou begin gebruik. Daardie herlewing by ons begin, en daai Sondagoggend, ons die storie van hierdie twee mense vir die gemeente vertel, toe na die diens, ons het langs die kerk gebly, toe staan daar 'n ry mense, tot by die blikhekke na ons huis toe. En ek kon nie verstaan nie, ek dog die sekretaresse het al die afsprake gekanselleer, en vir die Sondag, wat ek nou in die week die mense moes sien, toe ek nou in die bokkamer gebid het, maar dit was nie so nie. Mense het ingekom, dan kniel hulle by my Biggie Best bankie, maar hulle het so 'n mooi blou bank vir my gegee. En as hulle daar kniel, dan bely hulle sonde, as hulle sonde klaar bely het, dan neem hulle Jesus aan, as hulle Jesus klaar aanneem, dan hug hulle my, en dan stap hulle uit. En daar het ons herlewing begin. Uiteindelik niks met my te doen gehad nie. Ek het maar net op 'n plek gekom waar ek van God gesê het, saam met Pieter, ons het meer nodig. Ons is nou honger. Ons is honger, ons weet nie wat kom nie. En toe die Here die goed net begin doen. Ek gaan nou verder aan met vanaand ding, maar wil jy iets bygetuig? Nee, oké. Maar julle weet, dan gebeur het, dan loop die lewe. En soos die lewe aanloop, jy kry goeie dae en beter dae, en ek is nou nie meer so betrokke by die gemeente soos ek was nie. Ek het die gemeente gelei, joh, 800 mense, jy is dag vir dag besig. En ewe skielik is ek nou met hierdie nuwe werk in die stad besig. En ek sit een oggend in ons huis is nou 'n gastehuis, want dis ons inkomste. En nou bly ons in so 'n woonstelletjie langs die huis, is 'n pragtige woonstelletjie, maar dis net een kamer, en 'n klein sitkamer en 'n stoepie en 'n badkamer. Jy sien, leer jou vrou baie beter ken. En die tuintjie is nou net so groot, daar aan die voorkant. Maar ek het so 'n stoeltjie daar, en ek sit daar en ek hoor die Here sê, jy hoor nie meer my stem so goed nie. Dis 'n gedagte wat in my kop kom. Gedagtes in jou kop, dis hoe God praat. Een van sy baie maniere, maar dis 'n belangrike manier. Ek sê, Here, hoe so? Hy sê, nee, hoor nie meer my stem so baie nie. En ek begin op 'n roete. Nou vir 'n klomp maande, as ek nou op hierdie pad, het ek elke dag in my tuintjie gaan sit, of waar ek ook al kom. Ons was nou vir 'n ruk in die Wildtuin of waar, en dan gaan sit ek net by die Here, sonder 'n gedagte, sonder die Bybel noodwendig. Die Bybel is ook daar, maar sonder dat ek stukke lees, sonder dat ek beplan wat ek moet preek die naweek, en ek doen dit nie meer nie. En dan luister ek dat ek die Here hoor met my praat. En baie dae hoor ek niks. Het jy al baie dae niks gehoor nie?
En toe is ek nou een oggend vies vir die Here. En ek sê vir hom, dit werk hom nou nie so nie. Ek sit hier, en nou moet ek luister, en iets vir my gesê, ek moet luister, en ek sukkel om te hoor. Hoekom kruip u weg? Sê die Here vir my, hoe kruip ek weg? Ek sê nee, ek soek vir Jesus in die Ou Testament, ek kry hom net in profesie, waar ander ouens sê, is mos vir my maar moeilik om hom daar te kry. Ek het 7 jaar studeer en daarna nog, en ek was my lewe lank 'n predikant, en ek sukkel partymal om u in die Ou Testament te vind. Maar benewens dit kruip hy soms weg, as ek fisiek is bid, en ek kruip soms weg, ek kruip weg. Ek voel jy soms so? Voel jy soms so dat jy, waar is die Here nou? Waar is die Here nou in my krisis met my kind? Waar is die Here nou in dit wat besig is om te gebeur? Waar is die Here nou in ons klein groep? En wat hy vir my sê, is hy sê vir my, hy gee vir my teks. Hy sê vir my in Handelinge 2, vers 17, toe Petrus sy toespraak maak, nadat die Heilige Gees uitgestort is. Die staan daar, vers 17, en dit sal in die laaste dae gebeur, sê God, ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. En hy laat my ook Handelinge 1 vers 8 lees, waar daar staan, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle en in julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek sê, maar dit is gedeeltes wat ek baie goed ken, wat moet ek nou weer leer? En ek ervaar, hy sê vir my, soek my in my kinders. Soek my in my kinders. As jy my soek, soek my in my kinders, dis daar waar ek woon. Die Heilige Gees woon in ons. So as jy lanklaas die Here gehoor het, gaan sit net by sy kinders en luister na wat hulle sê. Jy luister totaal anders na mense as jy vanaand in daai kring kom en ek aanvaar, jy is nie net jy nie. En jy is nie net Marietjie nie. Die Heilige Gees is binne in jou. En wanneer jy 'n woord spreek, of wanneer jy 'n lied sing, of wanneer jy 'n gedagte het, moet ek sê, Here, praat jy nou met my? Dis 'n ander manier om mense te praat. Ek het daai oggend teruggegaan na Marinda toe en ek het wel gesê, ek gaan vanaand anders in die bed klim saam met jou. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek gaan in die bed klim, moet jy weet, hè? Ek klim saam met jou en die Here in die bed, want hy's in jou. En wanneer jy vir my iets sê, gaan ek my nie net wip nie, of ek gaan nie net nie luister nie, of ek gaan nie net luister nie, ek gaan luister met die gedagte. Die Here praat met my. Dis 'n totaal ander manier om na mense te kyk. Dit verander jou hele sirkel by einkoms, is dit nie? As jy daar aankom met die wete, die Heilige Gees is in my, en die Heilige Gees gaan vanaand vir Marinda dalk iets sê deur my, maar die Heilige Gees gaan dalk vir my iets sê deur haar, of deur jou. It's a different ball game. Hoor julle? Right. Nou sê gou vir mekaar. Net al waar jy sit, net in 'n minuut of wat. Hoe praat die Here met jou? En die tweede vraagie daarbey, hoe praat die Here met julle in julle sirkelbyeenkoms? Hoe ervaar julle dit? Sê gou vir mekaar. Right. Ek wil graag hê ons moet 'n stukkie uit die skrif saam lees, maar net voordat ons daar kom. Ja, miskien het jy 'n verwagting gehad dat ek vanaand vir jou goed gaan sê oor hoe die gawes moet vloei in jou lewe, en al daai goed is belangrik, maar ek wil eintlik vir jou sê dat die Heilige Gees wat jou gevul het, werk op vreeslike normale gewone maniere met jou. Jy hoef nie te begin bewe en snaaks te raak en jy hoef nie klokkies in jou kop af te gaan of enige snaaks goed nie. As jy met die Heilige Gees vervul is, as jy gedoop is met die Heilige Gees, en jy het mos nou in die 10 dae baie aandag daaraan gegee. En hoe word 'n mens gedoop met die Heilige Gees? Net soos wat jy tot bekering kom, jy vra hom. Hoe het jy by Jesus uitgekom? Jy het gevra of jy sy kind kan wees. Word jy gedoop met die Heilige Gees? Jesus sê, bid daarvoor. Jy vra. En as jy gevra het en jy glo dat hy God is en dat hy nie lieg nie en dat hy sê vir die wat vra sal ek dit gee, dan aanvaar jy in geloof. Jy is nou vervul met die Heilige Gees. En wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, dan ontvang jy krag en dan word jy sy getuie. Dan kom jy op 'n plek dat jy nie meer stil bly nie. Nou, ons het dit al soveel keer in ons lewe gesien.
met van daai gemeente wat totaal net nie weer stil gebly het nie, tot by ouens in tronke, wat ek kan vir julle stories vertel van 28 generaals, wat jare en jare in die tronk was, dan leer hy vir Jesus ken, dan verander het sy hele lewe, en dan word hy 'n mens wat met ander bendelede onder lewensgevaar kan gesê ek is jammer, en uit daai bendes hoor jy nooit die woord jammer nie, en wat totaal nuut word, en wat die liefde van Jesus met ander gaan deel. Dis wat met jou gebeur, jy wil nie meer stil bly nie. Jy word 'n getuie, jy ontvang krag, is nie meer in jou eie krag nie, jy doen dit beteken nie, jy gaan nie bang wees om met aanhou te praat nie, jy staan nêrens in die Bybel, jy sal nie bang wees nie, maar daar staan jy sal 'n getuie wees, jy kan nie meer stil bly nie, jy bly nie meer stil nie, want jy's 'n gehoorsame getuie. En toe ons nou teruggekom het, en ek nou daar in die orgelkamertjie gebid het, daarna het ons toe met die groepie, wat toe nou saam is, het toe begin by mekaar kom, op Vrydag aande, ons nie geweet hoe toe die mense dit nie, ons het dood eenvoudig saam gesit, ons het elke keer gesê, ons gaan saam eet, ons het nie geweet wat reg is om saam te eet nie, ons het saam geëet, en ons het partymal 'n glas wyn gedrink, en ons het maar soos wat ons gewoonlik gelewe, en as ons dan klaar gegaan het, dan het ons gesê, nou weet ons nie verder wat om te doen nie, dan gaan sit ons in 'n kring in die sitkamer, of waar ons ook al by mekaar gekom het, en dan sê ons, wat gaan die Here nou vir ons sê, ons weet nie wat gaan die Here vir ons sê nie, en dan sal een ou miskien sê, joh, ek dink ons moet 'n lied sing. Dan sal die ander een sê, ja, ek dink ons moet daai lied sing. Dan sing ons die lied. En dan sal iemand anders sê, maar ja, dat iets met my in die week gebeur. Ek wil vir julle daarvan vertel. Dan vertel hy vir ons. Ek onthou baie aande het mense gesê, kom ons lees Numeri 6 of Deuteronomium 4 of Handelinge 18. Dan sê ek, wat staan dan? So, ek weet nie, die gedagte het net in my kop gekom. Dan begin ons dit lees. En soos wat ons dit lees, begin die Here met ons praat. Ja, nou leer ons mekaar ken. Ek onthou die eerste keer in 'n groep wat iemand in 'n taal gebid het, was Marinda. Sy het nie geweet wat dit is nie. Dit was die snaakste ding. Hier begin sy blablabla, en ek skrik my dood. Jy weet wat gebeur nou met my vrou nie? Almal van ons is verstaan. Jy weet. En hier spring ene op. Ek vra vir hom verlede week, onthou jy dit? 'n boer daar, Johan Simon, sy by naam Slaai. En Slaai spring op en hy brei so. En Slaai sê, ek dink ek verstaan presies wat Marinda nou net gesê het. Ek sê, wat het Marinda nou net gesê? Hy sê, Marinda nou die Here het eintlik deur Marinda nou net gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En 'n ander ou, hy herinner my, ek kon nie die woord onthou nie, maar hy herinner my aan daai woord. Dis wat die Here met ons gedoen het. Hy het ons vrygemaak na 'n nuwe lewe toe. En 'n ander ou spring op, hy sê, hoe weet jy dit is presies die woorde wat in my gedagtes opgekom het? Wow! Nou is iets besig om te gebeur. Sy het in 'n taal gepraat. Ons het dit gehoor. 2 ouens verstaan dit. Jo. Die ou mense in 'n baie ou groepie. Ons het vernuwingsgroepe gehad en ons halleluja groepe gehad. Die ou mense was in die halleluja groepe. Maar hulle bel my, nee. Hulle bel my die oggend. Hulle sê oom Jannie Heinz, hy's 'n baie welvarende boer op Ermelo gewees. Oom Jannie Heinz, maar hy's doof. Oom Jannie Heinz, hulle is by die ashoop. Jy moet dadelik na die ashoop toe gaan. Hulle is in gevaar. Ja, ek moet my karretjie na die ashoop toe. Hier staan oom Jannie en sy hele groepie, almal van hulle ouer as 70. Nee, ek het gedink hulle is verskriklik oud. En nou is hulle bedaal. Maar anyway. En hulle staan daar in 'n ry met 'n klomp brood wat hulle by die Spar gekry het. Hulle het daarna elke week al die brood wat oorgebly het by die Spar gekry en die pies en wat daar ook al was. En een van die vrouewerkers van ek dink oom Jannie hulle is dame wat by hulle gewerk het, staan daar en hulle het vir haar geleer sy moet Zulu liedjies sing. En terwyl sy Zulu liedjies sing, deel hulle die ooms brode uit en die tannies bid vir die mense. En die mense huil en die mense leef. Ek sê oom Jannie, hoe kan julle dit? Hy sê nee, 2 weke terug in ons groepie het een van ons gesê, hy het nou 'n gedagte. Toe sê die ander een, is dit om brood na die ouerhuis toe, na die ashoop toe te vat? Toe sê die ander een, ja. Hy sê, toe weet ons, die Here het dit vir ons gesê, nou doen ons dit. Hy begin luister na die Here. Frans Prinsloo, wat jy nou ontmoet het. Hy was, hulle het die brandewijngroepie gehad, want hulle het altyd brandewijn gedrink voor die groep begin. Dit was snaaks. Maar Frans Prinsloo was die netbankbestuurder.
Frans kom die dag by my, hy sê, Gerard, my bring jy swart ou saam, ek kan nie die ou se naam onthou nie. Hy sê, ons moet nou toestemming vra, nou kyk, Ermelo is polities dalk nou nog 'n entjie, of net so konservatief soos dat dele van Elstrom seker by geleentheid al was. Ek praat nie politiek nie, maar nou kom Frans en sê, Frans, ek wil nou toestemming vra dat my vriend ons selgroep bywoon, die swart ou, ek sê, hoe sê jou vriend? Hy sê, hy werk by my. Ek sê, wat sê die ander boere, die ander mense? Hy sê, nee, ek het hulle gevra, hulle is tevrede. Ek kan die groep bywoon, ons het daaroor gebid. Toe sê die Here, ek kan maar die groep bywoon. Ek sê vir hom, verstaan jy Afrikaans? Hy sê, nee, ek praat vlot Afrikaans. Ek sê, wonderlik, jy kan die groep bywoon. Net so, een rukkie het voorbij gegaan, toe kom die plaasboere en Frans, kom 3 van hulle my sien. Die man is nou in hulle selgroep, maar het agtergekom. Hulle leer verskriklik baie by hom van die Here. Mag hy maar die selleier word. Hoe het julle dit agtergekom? Ons het daaroor gebid. So het ons begin om die Here se stem op nuwe maniere te hoor. En weet julle, dit was wonderlik. Nou net so was dit in Handelinge, né? Handelinge, ek het nou die laaste paar weke Handelinge 1 tot 8 deurgelees. Daai herlewing, dit moes 'n massiewe ding gewees het. Die Heilige Gees is uitgestort op gemeentes, soos wat hy al hier op julle uitgestort het. 3000 mense tot bekering gekom. En toe gebeur daar nog 'n paar goed. Binne 'n bestek van 'n paar maande was daar 8000 Christene, ten minste, in daai gemeente. Wat nie weet hoe lei mens kerk nie, ek wonder hoe was dit, seker maar party daar baie rof. Maar nou wil ek saam met julle 'n stukkie lees, maar julle moet dit, ek gaan dit eenmal lees en dan gaan julle dit uit julle selfoon Bybels lees, of as jy 'n Bybel daar het. En dis Handelinge 2. Dit sê vir 'n mens, hoe moet dit gaan in die sirkels. Dis hulle ritmes. Hulle het ritmes gehad, hierdie nuwe gemeente, van wat hulle maak. Handelinge 2, ek lees uit die 2020 vertaling, maar julle kan uit enige vertaling lees, tweede keer. Eerste keer kan julle maar net na my luister. Handelinge 2, vers 42. Julle gaan daarna luister en dan gaan vir julle self vra, wat het hierdie mense als gedoen? Kyk, wat het hulle als gedoen? Hierdie eerste gemeente. So as staan in vers 41, diegene wat Petrus se boodskap gehoor het, is gedoop. En aangeneem het, die wat Jesus toe aangeneem het, is gedoop. En op daai dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg tot die gemeente. Massiewe herlewing wat nou hier in hierdie dorp gebeur. Nou vers 42. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Ek lees dit weer. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges wat was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Wow. So die sirkels het gegroei. En daar het daagliks 'n klomp bygekom. Maar nou wil ek lees dit nog 'n keer, daar in julle groepie. En dan vra julle vir mekaar, wat het daai ouens als gedoen? Nou kyk julle, probeer dit, as iemand 'n pen het, skryf neer, dan kyk ons bietjie, wat het hierdie eerste gemeente gedoen, nadat hulle by Jesus uitgekom het?
as julle dit nou deurgelees het, laat elkeen sê, uit wat jy nou net gelees het, wat is een ding wat vir jou uitstaan? Een ding wat vir jou uitstaan, uit wat daai klomp gedoen het. Voor ons dit net vinnig saam deurgaan, ek en sy was nou 'n groepie, Marina, wat is die een ding wat vir jou uitgestaan het? Die uitbundigheid, dis die hoofding wat vir my uitgestaan het. Die vrolikheid onder mekaar. Ja, ek dink dis dalk die om so in mekaar se lewens te kon weet wat aangaan, was dit verseker nie net een man in die selgroep of een vrou in die selgroep wat almal se behoeftes op haar hart of sy hart gehad het nie. Dit moes baie kommunikasiekanale gewees het. Dis al hoe dit kan moontlik. Dit was daai saam doen, en daar was 'n klomp fun en 'n klomp joy. Dit staan vir jou uit. Wat is vir jou uitgestaan? Ek dink die saam bid. Ons praat daaroor, baie keer bid ons in ons sirkels, maar ons bid om te open en ons bid om af te sluit, maar ons bid nie gesamentlik om God se aangesig te soek oor 'n saak. Okay, die saam bid. Okay, wat het vir jou uitgestaan? Dat op die einde was al hulle behoeftes vervul. Spiritually, fisies, waar mense het niks gekort nie, hulle verstaan. Dis fantasties. Sy sê in daai groep is alle behoeftes vervul. Nie net geestelike behoeftes nie, fisiese behoeftes en alle behoeftes is vervul. Dis eintlik wonderlik, nee? Het daar iets vir jou uitgestaan? Die liefde vir mekaar en die eenheid. Dis net nie sy eie ding nie. Die liefde vir mekaar en dat daar regtig eenheid was. Vir jou? Ons het gesê die jubelende opgewondenheid. Jubelende opgewondenheid. Dit was regtig lekker vir hulle. Ja, so. Het op julle iets uitgestaan? Die saambid. Ook die saambid. Okay. En vir jou? Ons het ook gepraat van die eenheid. Ja, die eenheid, ja, dit vir ons uit. Okay, daai absolute eenheid. Ek kan er nog verder gaan, maar dis wanneer 'n mens nou so 'n stukkie van die Bybel lees en 'n mens dan by mekaar hoor, want dis deel ons om saam die woord te lees. Dis 'n manier hoe ons in ons groepe ook werk. Ons lees net die woord en dan vra ons vir mekaar, verstaan ons wat hier staan? Dan bespreek ons nie 'n klomp ander tekste wat van ons lees nou net hierdie stukkie. Mens hoef nie baie te lees nie. Wat jy wil meer doen is net die Bybel lees as jy in jou byeenkoms kom en dan vra ons mekaar, het ons verstaan wat hier aangaan? Ja, ons verstaan. Okay, wat gaan hier aan? Kom ons vertel dit oor in ons eie woorde. Vertel ons dit oor in ons eie woorde. Okay, as jy dit in jou eie woorde oor vertel het, vergeet jy dit nie. Dan sê wel, wat staan vir jou uit? En as ons dan hoor, want wat uitstaan is hoe die Here praat. Die een ding wat ek hier hoor is saam bid. Die een ding wat ek hier hoor is om regtig vir mekaar om te gee, daai fellowship, daai mekaar. Die een ding wat ek hier hoor julle sê is daai uitbundige vreugde. Want dit is dalk iets wat die Here vanaand vir ons sê, vir jou wil sê. Reg, so kom ek vat dit net gou saam, as ek net die woord wat vir my uitstaan is, hier staan, hulle het volhard in. Dit begin met hulle het volhard in. Met ander woorde, dit het ritmes geword. Dit het dissiplines in hulle lewe geword. Hulle het volhard daarin. My seun sê altyd vir my, jy weet pa, snaakste ding van so 'n klein groep byeenkoms, mense het nooit lus om te gaan nie. As jy klaar gegaan het, is jy so bly. So jy volhard om te gaan, al wil jy nie. Jy volhard in, hulle het volhard in. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Wat's dit? Die apostels het vir hulle alles vertel wat gebeur het in die 3 jaar. Hulle het vertel van Jesus. Dis niks anders as die woord nie. Ons moet volhard in die woord. So die groep moet saam rondom die woord. Want 'n mens groei, praat is lekker en al die ander goed is lekker, maar dis die woord van God wat lewens verander. Is dit nie? So 'n groep moet saam om die woord sit.
En elke gemeente kan 'n ander manier hê hoe julle dit doen, hoe julle dit aanpak. Daai teks in 1 Korinte 14 vers 26 spreek my so aan, wat sê elke keer as julle bymekaar kom met elkeen 'n bydrae om te lewer. Die een gee lied en die een gee taal en die een gee dit. En die een kan 'n woord gee, maar hoe dit ook al, ons moet die woord van die apostels, ons moet daarin volhard. Hulle het volhard in die verbondenheid met mekaar. Die message sê in life together, in fellowship. Julle geweet, wanneer 'n mens regtig groei wil sien in hierdie sirkels, dan is dit nie net 'n meeting eenmal 'n week nie. Dis life together. Ek het op 'n stadium, jy weet, 'n jarelank predikant van baie mense gewees en later 'n pastoor. Mense ek naderhand 'n identiteitskrisis gehad. Ek het gewees 'n pastoor of 'n dominee, wat is ek nie, maar nie by. Maar toe ek klaar maak, toe sê die ouens vir my, wat wil jy doen? Toe sê ek vir hulle, soos hulle in Engels sou sê, I want to do ministry with the people I do life with. En dit het gebeur. Waar het ons nou gebly in Ermelo? By ons eerste selgroeplede. Wie is die mense wat ons die meeste met ons finansiële ondersteun in die nuwe bediening waar ons is? Die mense uit ons eerste, tweede, derde, vierde, vyfde selgroepe. Dis die mense wat ons ondersteun. Dis die mense wat ons steeds ons hart het. Dit wat in hierdie teks sê, dat hulle, soos jy sê, dis nie net, hulle het nie net omgegee vir mekaar nie, geestelik nie, maar op alle vlakke. Jy weet, die breek van die brood, om regtig saam nagmaal te hou. Daar gebeur iets, as 'n groep saam onthou wat Jesus vir ons gedoen het. En hulle het dit gereeld gedoen. Dit was hulle dan volhard. Hulle het volhard in die gebede, soos jy sê, om regtig saam te bid oor 'n saak. So, dit is wonderlik wanneer 'n groep saam begin bid. Ek en nou 'n span aan die Kaap. Ons bid ons sit elke week by byeenkoms. Ons bly op verskillende plekke in die stad. So ons het aanlyn byeenkomste. Ons deel altyd die woord met mekaar, maar die fokus van ons byeenkoms. Ons doen baie werk saam. Maar die fokus van ons byeenkomste is om saam te bid. Weet jy wanneer jy regtig vir mense begin bid? Jy kan nie regtig vir mense bid as hulle nie eerlik is met mekaar nie. So jy moet leer om dit wat vir jou swaar is vir jou groep te kan sê. Jy moet leer om dit wat vir jou lekker is vir jou groep te kan sê. Jy moet deursigtig word. Dis een van die eerste goed wat ek dink selgroepe vir my en vir jou geleer het. Mense sê altyd, "Daai Gerard, julle is so deursigtig." Mense weet alles van julle. Hulle weet. Ek is in die verlore wêreld in Kaapstad betrokke. Weet julle hoekom? Want toe my jongste kind universiteit toe gaan op Stellenbosch toe raak en dwelmsverslaaf. Dis die vreeslikste ding wat ooit in ons lewe met ons gebeur het. Maar toe ek die wêreld van dwelmverslaafdes leer ken, is 'n ander ding om by 'n verslaafde mens uit te kom. As jy weet jou kind is een. Dis net iets anders. Jy bid anders. Jy gee anders om. Maar ek kon dit lank in die gemeente, is 'n charismatiese kerk, jy weet, met lei klomp mense. En ek het op 'n goeie dag net besluit, ek gaan nou stil bly nie. Ek gaan dit sê. Ek onthou, ek het dit vir die gemeente gesê. En 'n paar maande later, toe my seun teruggekom het by die Here, toe sê hy, "Pa, kan ek vir die gemeente kom dankie sê?" En dan was 'n tyd in sy lewe wat hy gesê het, "Papa, ek glo nie in God nie. Ek kan nie langer alleen leef nie, maar ek glo nie in jou God nie." Dit was vir swaar. Toe kom hy terug by die Here en hy sê, "Kan ek dit met die gemeente deel?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Hoe lank tyd het ek?" Ek sê, "Jy kan Sondag praat, hoe lank wil jy, 5 minute?" Hy sê, "Los dit maar, pa." En in daai oomblik sê ek, "Ag my kind, ek sal vir die leier sê, jy kan die hele diens kry." En my kind kom staan voor die gemeente en hy vertel vir hulle van die hel waardeur hy vir 'n paar jaar is en alles wat hy verkeerd gedoen het. Alles. Ja, dit was swaar. Dit was die een keer in daai kerk wat jy 'n speld kon oorval. Wat ons uitstap by die kerk uit, kom staan 'n man langs my en hy sê, "Gerard, van vandag af kan ek jou met my lewe vertrou. Nou is daar nie meer geheime nie. Dit moet in julle sirkel gebeur. Jy moet in jou sirkel met mense kan deel wat regtig vir jou saak maak. Dat julle regtig vir mekaar kan bid. Ek werk met leiers in daai stad, dan kom jy doen hulle ongelooflike werk. Hulle werk in die Kaapse vlakte en hulle raak honderde lewens aan. En as ek klaar by hulle was, ek nou 'n soort van 'n pa van pastore geword. Dan trek hulle die deur toe. Nou die dag sê die ou vir my,
'n pastoor, jy's nou 'n whitey, en ek nie, maar kan ek vir jou pa sê? Ek sê ja, hy sê maar, gaan net die deur toe trek, ek trek nooit die deur toe nie, trek die deur toe, hy sê, pastor, pa, gaan sleg met my en my vrou. En ek besef, as dit tot niet is met sy vrou, met ons sy vrou, dan verloor ons verskriklik baie in die stad. En ek sê, ek sal met jou op pad loop. En ons kan met mekaar op pad loop. Ons gaan nie ons geheime vir die wêreld uitsaai nie. Maar jy kom op 'n plek waar jy mense kan vertrou met jou lewe. Weet, en dis wonderlik wat mense dan vir mekaar begin doen. Dat wonders en tekens plaasgevind, miskien het julle gewonder, hoekom net deur die apostels, dit begin met die apostels, en dis hoe die ouens geleer het, en toe kom die 7 diakens by, Stefanus, en wat eerste gemartel is, en daarna Filippus, en dan lees jy daar in Handelinge 8, toe die ouens vlug, toe die ouens eers moes vlug uit die stad uit, toe begin almal hierdie gawes wat die Here vir hulle gegee het gebruik, dit wat hulle geleer het by die apostels. So mens moet ergens leer. So as jy nie weet hoe die gawes van die Here werk nie, moet jy afspraak maak by Johan, van die leiers, so sê, leer my, ek wil leer hoe werk die gawes, hoe kry ek 'n taal, hoe kan die Here 'n wonderwerk deur my doen, hoe bid mens vir siek mense, hoe doen mens dit, jy weet, hulle het hulle besittings met mekaar gedeel en gegee waar daar nood was. Dis 'n moeilike teks daai, hè? Is nie so moeilik as dit vir jou familie is nie. Dit sê vir jou, as jou kind nou deur baie swaar gaan, hulle het 'n skoonseun gehad wat 'n vleenier was in die lugdiens in Suid-Afrika, en toe COVID kom, dis die eerste ouens wat alles verloor het. Net toegegaan. Wie het vir hulle gesorg? Julle almal, jou ander kinders, en julle het gegee wat julle nie eens kon nie, maar julle het hulle gehelp. Hulle staan vandag nog reg op, gaan met hulle goed. Was dit swaar, het julle daaroor gedink? Nee, want dit was familie. 'n Sirkel word familie. Ek het nou 10 dae gaan bly in Ermelo, in 'n klein huisie, by hierdie ou maat van my wat gesê het, ons moet saam die Heilige Gees soek. Ek sê vir hom op 'n stadium, ons voel hom half skuldig, jy weet, ons het 10 dae hier op julle kom lê. Hy sê, is jy nou simpel? Ek sê, hoe bedoel jy? Sê, jy is my broer. Ek bedoel, ons is familie. Hoe kan jy nie 10 dae by my kuier nie? Ek kan nog 20 dae by my kuier. Dis familie. 'n Kring wat regtig, sirkel, net so ek met 'n kring, 'n sirkel wat regtig deur die Here gebruik word, moet familie word. Jy word net familie deur by mekaar te kuier, jy word net familie deur mekaar eerlik te wees, jy word net familie deur saam te eet, deur brood. O ja, hulle het nog saam geëet. Dit lyk my kos is belangrik. Deur lewing het uit die sinagoge gegaan die wêreld in saam met kos. Ek verstaan dit nie so mooi nie, maar dit lyk my, waar dit in die huise ingegaan het, is daar geëet. So mense kan maar saam eet. Want waar jy saam eet, kuier jy. Waar jy kuier, word jy vrolik. Waar jy vrolik word, deel jy jou lewe. So hulle het nie net die swaar goed gedeel nie. Hulle het ook die tempelterrein besoek. So hulle het ook daar gekom waar die groot groeperinge was. So ons sou seker kon sê, hier is 'n stukkie van die tempelterrein, dat hy so op 'n Sondag kan besoek ook, nee. So is nie net die klein groepie nie, daar's groter ook. En dis ook okay. Hulle was oral oor die stad. Hulle het geëet, hulle het gelag, en hulle het God geprys. Lyk my daar's plek vir worship ook. Hulle het God geprys. Nou sê nou maar, julle het 9 goeie musikante in julle groep nie, wat dan? Dan sing julle maar a cappella. Ja. Dit is altyd goed om 'n paar liedjies te ken. As jy nie 'n paar liedjies ken nie, ons het destyds ons 'n boekie gemaak. En toe gaan die boekie die hele land vol, want almal wil toe die blou boekie gebruik. Net 'n paar liedjies ken. Maar dit is nou deesdae baie makliker op 'n CD, wat is nie meer CD's nie, wat is dit nou? Ja. Maar so mens moet die Here prys, nie net met musiek nie, maar met die Here prys. En dan, hoe werk die Heilige Gees? As dit alles begin gebeur, vertrou jy wat die Here vir jou sê. Ja. En dan is altyd goed, en dan sluit ek nou af, want ons tyd is om. Altyd goed is daar so 'n soort van 'n dirigent in die groep is. Toe die herlewing kom, toe kom daar 'n AGS pastoor.
oom Spiesie daar in Ermelo aan. En dis Johan Spiesie Springbok se oupa. En sy pa het ons ook hier op die dorp gebly. En oom Spiesie was daar in die Ermelo omgewing waar sy 'n sendeling. Daai jare die armste ding op die hele aarde wat jy kon kry is 'n AGS sendeling. Tjoe, dit was nie maklik nie. Maar in elk geval, oom Spiesie was nie sommer enige ou nie. Hy was Reinhard Bonke se mentor. Vir 'n klomp jare. Maar hy het eendag op my kantoor ingekom, toe my sekretaresse sê, ek sê oom wat jy wil sien, en ek sê, ja, maar, lyk die dag, sy sê, maar hy sit hier met 'n emmertjie water en 'n handdoek, en hy sê, hy sal die hele dag wag, hy wil jou sien. Ek sê, okay, middagete kom die oom daar in, en hy sê vir my, die Here het vir ons, vir my en vir die tannie baie duidelik gewys, sy herlewing in die dorp, en die Here gebruik jou. Ek sê, ja, hier gebeur 'n paar goed. Hy sê, maar ek weet, dis wat die Here gesê het, want ek ken die Here se stem. Sê, die Here het gesê, ek moet jou voete was, trek uit jou skoene, ek was ongewoon daaraan, hier kniel hierdie 80-jarige oomie by my voete, en hy was my voete, en hy sê vir my, ja, hoe kan ek jou help? En ek sê vir hom, Spies, ja, ek weet van hierdie goed van die Heilige Gees niks, sal oom my leer? Hy sê, ja, ek sê jou leer. En hy haal daar boek van David Du Plessis uit, dit is een van die groot, naas Andrew Murray, dink ek, was die grootste leier ooit in die kerk in Suid-Afrika. En hy kom in die AGS, die hele Pinkster herlewing in Amerika, en ek weet David Du Plessis baie sterk daarvan deel gewees. Oom Spies het my daardeur geleer, en een van die goed wat hy my geleer het, hy het my geleer, daar moet iemand wees in 'n groep, wat die Heilige Gees se werk aanmoedig. In ons groep was dit Pieter, die prokureur. Hy het op 'n stadium 'n bandmasjien gaan koop, want hy wou niks mis nie. So saam met sy Bybelsak sy bandmasjienkie gekom. Dan sal ons in die groep sit, en dan sal hy sê, het iemand nie 'n songetjie nie? Het iemand nie 'n songetjie nie? Dit nou bedoel 'n profetiese lied. Dan sal hy sê, die vrou Marjorie, sy was ons lofleier, ek dink die Here wil nou 'n songetjie, dan sê sy, ek is nie so seker nie, hy sê, nee, ek is seker. Marjorie, kom, vertrou nou die Here. Dan begin Marjorie sing, as Marjorie begin sing, dan raak dit ons almal aan. Dan sal hy sit, dan sal hy sê, iemand nie 'n taal nie, het vir haar Rini genoem. Sy sê, Rini, is daar nie nou iets nie, dan sê sy, ja, en dan vertrou sy die Here met die iets. En dan sal hy sê, maar hy dink hy dalk 'n woord, en dan sal hy dit deel. So. Maar dit was so wonderlik, dan moet altyd so iemand in 'n groep wees, hoef nie die leier te wees nie. Maar wat 'n opgewondenheid het, dat God ons vanaand gaan ontmoet. Jy gaan nie na daai groep toe, maar net om te kyk wat jy kry nie. Ek gaan na daai groep toe om te kyk wat kan jy gee. Hoe kan God jou gebruik? En dit hou nie op by vanaand nie, want vanaand hoor ons wat die Here sê. En as ons gehoor het wat die Here sê, ons eindig altyd 'n groep so, dan sê ons, wat het die Here vanaand vir my gesê? Die Here het vanaand vir my gesê, my skoonseun het eenmal 'n ongelowige ou in sy groep. Baie goed om ongelowiges in 'n groep te hê. Daar's nie, mens disipel niemand beter as in 'n groep nie. Nou bid hulle die aand, nou is die ou sê, glo nie in God nie, maar hy hou van die groep, is hom heerlik om tussen die mense te wees. Nou praat hulle oor vergifnis. Nou sê die ou, wat het jy vanaand geleer? Nou is Engelse ou, nou sê hy, I've learned tonight that I must forgive my dad. Okay, forgive your dad. Nou sê hulle, okay, we're gonna pray about all of it. Nou bid almal. Sê hy, I want to pray too. Sê my skoonseun, you don't believe in God, you don't have to pray. You can just go and forgive your dad. Hy sê, I want to pray. En sy gebed is, God, I don't believe in you, but I think it's you who spoke to me tonight to forgive my dad. En 'n week later toe aanvaar hy Jesus as sy verlosser. Jy sien, maar iemand moet hierdie werk van God aanmoedig in ons midde. Anders gaan dit nie gebeur nie. Okay. Is daar enige vrae? Ons is klaar. Dan gaan oorgee vir God se. Nie. Enige iemand wat iets wil vra dit. Jy kan dink is 'n simpel vraag, dit hoef nie te wees nie. Yes.
You can, but you don't have to. So baie maal werk dit so dat in 'n gemeente die ouens miskien 'n gedeelte volg wat hulle elke week lees. That's okay. Ek meen God kan op baie maniere werk. Dit is nie die enigste manier hoe hy werk nie. So sometimes we do a study and then we talk out of it. Sometimes we just do what 1 Corinthians 14 say. Everyone has got something to say. We trust the Lord and we say it. Wat ons gebeur het in Ermelo met daai groepie, is ons het so gesit en na die Here luister. Partymal het dit Vrydag aand begin, partymal het dit Saterdagoggend geword voordat ons huis toe gegaan het. Later moes ons dit ook stop want ergens moet jy by tyd hou. Maar ek onthou op 'n stadium met die ouens vir my gesê, Gerard, jy kan nie nou meer Sondag preek. Jy kan nie meer preek voorberei nie. Ek sê, wat bedoel jy? Hulle sê, die Here praat nie met ons. Jy moet nou net vir die mense gaan vertel wat God vir ons sê. En toe het ek dit begin doen. En wow, dit was net geweldig. En was net 'n deel van hoe die herlewing gekom het. Maar so, you can, but you don't have to. But there must be oneness. Iemand het dit vanaand gesê, daar moet eenheid wees. En waar daar ek onthou een aand, toe sê die een ou dippie, hy moet eintlik polisse verkoop in die aand, maar nou dwing die vrou sy vrou om na die groep te kom. En een aand, ek sal nie sy woorde gebruik nie, want hy het lelik gepraat. Maar een aand sit ons nog so in gesels, en die volgende oomblik sê hy, julle almal is nou besig om my tyd te mors. Wat vang ons nou alles hier aan? Ek meen, wat maak ons hier? Jy weet, ek moes eintlik gewerk het. En die selle wip hom vreeslik, en hy sê, ons is besig om oor die Here te praat, nie jy nou sê, dis tydmors nie. En die volgende oomblik sê ek, Dippie, Johan, moenie worry nie. Wat Dippie eintlik hier doen, is hy is net eintlik besig om eienaarskap te neem van hierdie groep. Ons moet eintlik almal eienaarskap neem van hierdie groep. Wat ons daar doen. So as julle in die groep sit en julle sê, ons sing heeltemal te veel, ons moet meer na die Here se woord luister, of ons laat te min van die gawes toe. Ons is 'n familie, there's a oneness. Ons moet mekaar daarin vind en mekaar daarin lief hê en vertrou. Yes, jy wil iets vra. Jy mag 'n simpel vraag vra. Yes. Ek kan net by haar kom. Anders hoor julle nie wat sy sê nie. Kyk, ons het groot geword met klaviere en gitare in ons huis. En as in die kar geklim het ons al daai liedjies gesing, voortrekte liedjies. En self en kinderkransliedjies en al daai baie gesing met die ou dae, nie. Maar en toe op 'n stadium het daar CD's gekom en is maklik. As jy 'n behoefte het, dan vat jy hierdie CD en jy druk hom in die kar se CD-speler of in jou kamer in die CD-speler of by die werk, waar ook al, en dis lofprysing. Maar toe vat hulle CD's weg. En ek weet nie meer. Ek ry behalwe as ek nou myself 'n bietjie sing, maar ek kan nie nou as ek daai behoefte op daai oomblik het, 'n selfoon vat en nou, wat 'n program kyk, is altyd al die YouTube. Nee, Spotify. Ja, dan sit ek gesukkel. En teen die tyd wat ek nou uiteindelik by Spotify nou reg is waar ek is, het ek lankal daai begeerte verloor of is die tyd verby. So, ek het 'n behoefte dat mense vir my moet sê in ons moderne tyd, waar alles nou, jy weet, party mense is baie slim daarmee, maar ek is baie dom daarmee. Ek soek die musiek dadelik as ek die behoefte het en ek weet nie hoe nie. Jy het jonger mense in julle groep nodig. Dit is die antwoord. Dit is doodeenvoudige antwoord. Want ons is in 'n era na dit gebore. So daar is 'n groot leemte in die feit dat ons het groot geword met musiek wat vir ons verskriklik baie beteken het en ons het daai woorde geken en ons kon dit sing in die middel van die nag en as jy wakker word nie, nou is daar so baie musiek dat ons ken nie meer die musiek nie. Daarom is dit goed vir 'n groep om 'n paar liedere te leer ken. Daar's een lied wat ek weet nie, Bethel maak die musiek, maar my seun wat toe hy deur sy krisis gegaan het, en vra ek vir hom een aand, nadat hy nou by die Here uitgekom het, vra ek vir hom, hoe gaan dit vanaand met jou? En hy stuur vir my 'n liedjie op my telefoon. I'm no longer a slave of fear, I am a child of God. Ek sê nog steeds die mooiste lied van my lewe.
Want dit het my oortuig. Die Here het my kind genees. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Musiek doen iets aan 'n mens se diepste siel. Daarom moet ons daarvoor ruimte maak. En ons moet vir mekaar vra, hoe doen ons dit? Miskien moet jy net weer jou gitaar uithaal en vir jou sirkel van ons ou liedjies leer. Die Here het jou die gawe gegee en daar is 'n klavier in jou lys en jy speel hom fantasties. Jy het hom gespeel dag en nag. Sy speel musiek. Ek is 5 jaar jonger as sy. Sy het musiek gespeel as 'n kind. Wanneer sy bly is, dan hoor ek hoe speel sy musiek. En wanneer sy hartseer is, dan speel sy ook musiek, dan verander die musiek. Maar Saartjie het haar emosies deur worship. Jy's 'n worshipper. My ma was 88 toe sy in ons kerk in Logos in die Kaap. En daar is nou nog 'n foto van haar op ons webwerf toe sy met haar hande in die lug staan. Ons is worshippers. Waaroor gaan sending? Ek is 'n sendeling in die stad. Waaroor gaan sending? Gaan oor worship. Waaroor gaan kringe? Gaan oor worship. Ons wil God aanbid. Dis tog waaroor dit gaan. Ons tyd is om. Ons aan nog 'n laaste vraag. Ek wil sê, laaste ding wat ek wil sê, raak wagmoedig met die Heilige Gees. Aanvaar jy kan foute maak. Jy kry 'n gedagte en dan spreek jy dit. Onthou net altyd, as jy in jou groep kom, die Heilige Gees, wanneer dit by sy gawes kom, wat jy spreek, is nooit negatief nie. Die gawe van profesie is om op te bou, te bemoedig, versterk en te vertroos, nie om te kritiseer nie. Ek het eendag vir 'n Pinkster ou gevra, leer my 'n bietjie, ek verstaan nie hierdie profesie en hierdie gawes nie. Hoe werk hierdie ding as die ouens my so kom sleg sê of vertel wat ek verkeerd doen? Sê hy, 'n kritiese gees is nie die Heilige Gees nie. Dit bly my lewe lank by. 'n Kritiese gees is nie die Heilige Gees nie. As daar goed is waaroor jy wil kritiek lewer, gaan bid daaroor. En gee dit vir die Here. En as jy met iemand daaroor wil praat, dan gaan jy in persoon na daai persoon toe. Jy doen dit nie in 'n groep nie. Jy maak breek 'n mens nie af in 'n groep nie. Groep is daar om op te bou. Maar weet hoe lekker is dit om by mense uit te kom wat jou opbou. Amen, amen, amen. Asai, dankie Gerard, dankie Mirinda. Enige laaste opmerkingsvrae? I'm happy. Daar is hy om te nie. Kom ons sluit af met 'n gebed en dan kan ons huis toe gaan. Hemelvader, dankie vir vanaand, dankie vir u woord ook vanaand, Here. Dankie dat u vir ons u Gees gegee het. Heilige Gees, kom en kom vul ons en kom deel met ons wat op Vader God se hart is. Ons kies om te doen wat u vir ons sê en te reageer op dit wat u vir ons sê in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Wat kan sien, ons sien julle wanneer dit môre.